Nou, mensen, ek is om Koos van die Groot Karoo. Ons is vanavond die Benieuwe Fontein Kop, Lots, Gastenplaas, hier na by die Namakolandse Westkust, die dorp Godsrus. Nou, ons is nou hier om die kampvuur met 'n paar storievertellers en manne. Nou, hier by my, aan my rechterkant is Pinkie. Nou, Pinkie is 'n boer, hy is 'n sakeman, afgetrede diamantsmokkelaar, dieselmechaniek en uitvinder. En hier aan my linkerkant is Louis, julle ken hom nou van ons waterwys video af. Louis is ook 'n boer en 'n sakeman en 'n musikant en is 'n ouderling in die kerk ook. Hulle gaan nou vir ons stories vertel. Pinkie, jy het nou 'n baie interessante storie van 'n hartspesialis waar jy gesond gedokter het. Dat is nou 'n klompe jare terug. Die mense, juist hier van Godsrus, die inwoners hier so sy familie kom toe in die Kaap uit om hier 'n bietjie te kom kuier hier langs die see. En die familie wat nou hier is, ons besluit, of hy besluit toe, maar ons moet nou vir die manne loop kuier raad in die see. En ons maak dit nou so. En toe ons nou daar kom, toe is hulle weg. Haver hulle nou wat die Maar hulle veronderstel is om te wees. Ja, soos hulle weg. En ons vat hulle spoor. Sny nou mooi spoor, tot voor die deur hier, Godsrus, sny die spoor. Maar toe wil die familie se vrou wil hulle toe nie toelaat in die huisie. En ek sê toe maar dadelik, maar ons kan nou maar ons kampie skuif daar na my toe. En ek sê toe, maar die ander is die hartspesialis ek vind toe uit, maar hy is 'n siek man. Ek weet of hy te geil geëet het, of te min gedrink het, of te veel nie. Maar ek kan maar net die eet. Seker maar die eet. Maar ek weet mos nie wat is hartspesialis eintlik eet nie, want of wat is vir hulle gesond nie. Nou ja, Seker maar vetvleis. Seker maar dit ken nie daar nie. En ons gaan nou huis toe. En ek vertel in 'n verkoria vir die siek man. Jong, hy sê daar vir hom 'n droepe aangemaak. En hy het dit in. En ek sê toe, wyf, my ander is stories toe, maar ek dink ons moet jou maar 'n ordentlike dankie gee. Want jy nou, en dan moet jy eet ook, want ek dink jy seker honger. Ja, kyk, honger te kan 'n mens siek maak. Ja, nee, honger te kan siek maak. En is eet dan nou toela of braai dan nou lekker vleis, is net hierdie wêreldse vleis kan wees, hy is lekker. En die man het sommer goed geëet en het goed gedrink ook. En hier so toe ons amper klaar is, toe ons nou weer praat, toe is die man 'n ander man, hy is toe gesond. Hy's glad, hy's nie 'n siekte aan hom nie. Dis nou die hartspesialis. Maar ons man, ons het mos hier in die Makelaar moet ons improviseer. So ons kyk, ons is te ver van die dokters af. So ons moet onsself nog maar soort van dokter en wat ook al. En my vrou verstaan dit nogal, maar ek het haar eintlik opgelei. Ek het eintlik my vrou opgelei om die goeders die... Dis nou maar soos met kasterolietjies en... Ja, en sulke goeders, ja. Maar dit kom eintlik nou van my af. En hier, hoe later het word, hoe lekkerder word die man. Ja, raak al gezonder. Al gezonder. En ons raak er nou later weer sommer reg aan die gesels en hy vraag nou maar, ek weet, wat het ek nodig in my lewe? Ek sê, jong, jy weet mos ek is ver van, en ek kan nie hier in 'n hartaanval dood of so nie. Ek hoor, jy's 'n hartman. Ja. En so op die manier besluit ek toe maar, dan moet jy nou net my hartspesialis word. En tot vandag toe,
is ek heel veilig, want ek het 'n gesonde hartspesialis. So ek hoef nou nie bekommerd te wees oor aan my hart te dood nie, want hy sal my ware Hy is heel reg. hy sal my reg kry. So nou maar dis nou maar die storie. Maar mense moet dus maar kyk waar jy kan help. Ja, mens moet so maak. Want ja, ek het ook so 'n storie. Kyk, toe ons nie army was. Dit is nog daai tyd, hier is so min mense wat dis. Kyk, ons wat hier sit, dis nie army, ons verstaan mos nou die besigheid. Maar ons is in aan daar voortrekker hoogte lees daar in ons bungalow. Toe kom daai kerel aan. Hy het 'n setpil by hom. Ag goeie. Wat hy by 'n medic bang. By 'n medic. Jy kan maar bang wees. Ek is bang. Nou dis die eerste wat ons toe van 'n setpil sien of hoor. En toe hy nou vir ons vertel hoe 'n setpil se ding werk. Toe sê ons nee, man. Kyk, hy gaan van onder, nie van bo af. Ja, hy gaan by die outlet, nie by die inlet. Okay, ja. Hy dat jy nou die ding reg kry. Hy toe ons sê ons nee man, waar het jy dit nou gehoor? Ek is so, dis mos onmoontlik, hy medic is so grap aan maak. Ja. Maar daar ek kan op 'n kooi lê kerel. Hy lees 'n stoep. Dit is nou, weet nie of mense Ja, daai tyd was dit 'n inding. 'n inding mos. Sy naam is Spies. Hy het ook sy pa het 'n apteek daar op die Vrystaat, een van die klein dorpies. En hy sê toe, hy is nou nie 100% seker nie, maar hy is amper seker, hy is 'n ding soos 'n setpil en dit is so sy werk. Nou, regtig, dit kan amper nie wees nie, maar as hy so sê, is dit so. Ja. Nou, jy kan maar so nie 'n man in twyfel trek. Ja, nee, hy weet mos nou beter. Maar die ou moer, dis hoe die man moet setpil. Hy kom ook hier van die Kaap af weet. Hy so effe dikkerig. Amper soos ek. Ja. Hy het nou prima. Hy het nou die setpil daar uit sy papiertjie uitgewoel en staan hy met hom op sy vinger. O, goeie. Hy lyk my soos 'n 30 koelpunt. Ja. Maar hy bring ons toe onder die indruk dat die setpil staan tussen hom en die graf. Hy moet hom inkry. Ja. Maar nou die moeilikheid is hy sê mos hy kan maar sien daar waar die setpil moet toegedien raak. Hy het nou hulp nodig. Nou die man wat nou die meeste daar rond vir setpille weet is so Spies. Al is dit nou nie baie meer as ons nie, maar hy weet daarom nou meer. En hy is nou ook heel bereid om vir moor die setpil in te gee. En nou smeer moor nou toe die setpil 'n Spies se vinger af. Nou staan hy weer met die setpil. Okay. Maar nou moet moor hom wat noem hulle die en hy is nou toe heel bereid om die joppie te doen. Maar nou moet moor mens nou van die klere ontslaa raak wat in die pad is. Dis moet nou boots uittrek en browns uittrek en alles uittrek. Maar man, intussen het versprei hy nuus daar, die Riekamp, man, jy kan maar sê bo natuurlik. Die ouens kom aangehardloop uit die vuur, so iets sien 'n mens net een keer in jou lewe, miskien nie eens een keer. Nou, verdring die manne mekaar daar, waar die besigheid moet wees. Nou maar ook môre is nou uiteindelik reg, nou lê hy op die koei. Hy het nou sy bene opgetrek asof hy op 'n stoel. Hy lê op sy linker sy. Nee, hy lê op sy. Toe Spies nou daar kom, wat hy die waarheid in die oog kyk. Toe sien hy maar hy moes nou vir 'n job getender wat hy nog van tevore. Ja, hy het nou 'n moerse fout gemaak. En hy besluit maar toe om te kanselleer. Maar toe hy nou so opkyk en hy sien die klomp gesigte hier om hom in afwagting. Toe sien hy maar hier, hy sien moet deurdruk. Die hele Spies geslag se reputasie hang nou van hom af. En hy sien nou hierdie joppie vinnig en klinies akkuraat, so vinnig akkuraat moet agter die rug kry, so binne die omvang wat sy vermoë lê. Hy sê nou moet, dit kan nie en nou anders nie. En hy sê toe vir moor, maar hy wil nou liewerster op sy knieë staan. Moor het toe vir hom daar 'n redelike sterk taal gesê hy moet gou maak, klaar kry. Nou maar Spies het nou toe sy lyn en hy het sy target en hy het sy sak daar op sy een knie af. En hy gooi. Maar toe die vreemde ding nou stroom op wat vat hier in ou moorse, toe teken sy anatomie objeksie aan. Ou Spies vertel toe agterna dat dit is
Man, binne 'n oomblik destyds toes dit asof 2 draadtange moes sterk en nog gewys dat Soos hy knyp. sy vinger vasvat. Ek sal nog gaan ook geknyp. Sodat hy moet teen die bed sy yster vasstrap met sy linkerhand om weer sy vinger vry te stel. Vir ons laat hierdie voorvinger van hom sy eerste lid potblou as van 'n pot. Ja, week later het die naal ook afgeval. Weet jy of 'n mens dit ook kan beskou as 'n mediese deurbraak nie. Ja. Maar die ding het my nou tot 'n baie belangrike gevolgtrekking gelid kom. Kyk, die sterkste spier is mos nou die kakebeenspier. Dit mos nou almal weet dit. Ja. Maar daar die tweede sterkste spier. Moet my mos daar aan die ander end van die Dit nou wat ek nou die eenvoudige voorvalletjie agter. Want ek bedoel, Die ander man, ou maat vir my, vertel my hier in Alexanderbaai. Jy het mos nou die binnekamp en die buitekamp gekry. Nou die binnekampse manne gaan ek dink 1 keer 'n maand of 1 keer in 3 weke, dan mag hulle mos nou die iets aan. hekdeur. Ja. Met alle diamante wat hulle gesteel het. Nee, waar. En hulle is nou ook die naweek nou, nee maar daar's nou, hulle was, die 2 manne was nou al in die Kaap gewees. Maar die ander ou, sê nou maar sy naam is Gys, ek weet nie. Hulle dink maar hulle gaan hom nou saamvat. Hulle sê hom ook maar, hulle vat hom nou saam Kaap toe en laat die daarom die Kaap kan sien en so aan. Nou ja, so daai manne moet nou kom, dis mos nou moeilike manne. Eerste stop natuurlik is Springbok, daar waar die kerk met die swaaideure nou eers besoek en 'n paar kappe gemaak en so gaan hulle vir Rensdorp toe en alles. Maar ou Gys is maar nou ook maar daar. En hulle kom nou in die Kaap en ou Gys, hy kan nie praat nie, hy is vreeslik verwonderd en so en Die klomp motor, en mense, en geboue en alles. dat almal gaan. Ja, en hulle dink nee, hulle gaan nou vir ou Gys sy wil toe vat. Dat mos nou laat hy nou 'n lekker uitsig het nou die aand oor die stad. Maar ou Gys praat nie. En ek klim uit die kar uit nie staan so, hulle het nog 'n Corsair gery, so witte. Hy staan so en hy kyk so. Hy sê genadige lot. Ek wonder dan waar die mense al hierdie bulbs gekry. Ja, kyk 'n mens hoor mens so baie stories jy partykeer nie moet wonder of dit waar is. Kyk, die Kalahari Gemsbokpark is mens daai Kalahari. Nou daar was vroeër jare ou Elias Leritz, hy het soort van die Kalahari park man alleen gebestuur amper onder sy eie reëls nou. Hy jy moes by sy reëlings inval as jy te laat kom, sluit jy buite aan die hek. En so gesê, dit was so goed soos sy eie plaas. Maar dit was daai tyd toe die plek nog half oop was. Toe bel 'n boer om eendag daar, sê vir hom dat daar 'n klomp leeu's van hom kom nes maak daar op sy plaas nie, moet hulle kom haal, anders skiet hy die lot vrek. Toe die ou se jeep gevat en die leeu's geloop terug, ja, Kalahari Park, se mense trou bes terug, ja. Maar die ou ry nou toe eendag in die park en daar se windpomp so 200 meter van die pad af, so op 'n duin waar die 'n dam en alles waar die wildkring kan drink. En hy los sy jeep hier in die pad en hy stap daar na die dam toe. Na die windpomp, nou ek sê 200 meter. Hy los sy geweer, alles is in die jeep. Hy stap daar en toe hy nou gekyk het dat alles reg is daar toe. Hy nou terug wil stap toe kom daar 'n trop leeu's tussen hy in die jeep in. Maar daar is nou niks nie. Een van die ou mannetjies draai toe uit na hom toe. Nou hy stel hom toe al so 30 tree van die windpomp af, maar hy kom toe agter dat hy slit nie maak met die windpomp toe as die leeu ompad en die jeep sly ook nie haal nie. Hy moet nou die ding moet hy nou face. Hy moet nou face. Hy sê die leeu kom tot so ver as daai pot. En die leeu staan en kyk om sy geel oë. En hy staan so effe bakarm met sy bene so uitmekaar uit. Hy en die leeu kyk mekaar so in die oë. Hy sê dat het nou gevoel soos 'n paar ure, maar dit was seker 'n paar sekondes. Toe trek die leeu sy sterk so stadig tussen sy bene in. En die leeu draai so stadig om en hy stap so weg, so omkyk.
En terwyl die leeuw so wegstap, toe drup hy so. En toe die leeuw nog veilig buiten afstand is, toe kom hy agter, maar hy drup ook.